Goeiedag, geliefdes. Ons is nou by ons derde biduur vir binne die week van gebed, waar ons 'n bietjie nadink oor die koelte binne God, binne die genade van God se bome. Vandag is dit Psalm 92 wat aan die beurt kom. En in Psalm 92 is daar twee bome, palmbome en die seders van die Libanon, wat aan die einde van die Psalm na vore kom. En die tema is gedei. Die vraag is, hoe gedei ons binne ons verhouding met die Here? Hier in die koelte van sy bome. Kom ons bid eers saam. Here, baie dankie vir die geleentheid vanoggend om stil te raak voor U. Met Psalm 92 voor ons oop, is dit met 'n blye hart en 'n verwagtende hart, Here, dat ons U woord gaan lees en dit oordink. Ons bid dat U deur U Gees in ons harte en ons lewens sal werk en dat ons dit wat ons hoor ernstig sal opneem en ons lewens daarvolgens sal inrig, sodat ons kan gedei in hierdie wêreld, Here, met al sy uitdagings. Soos palmbome, soos die seders van die Libanon, kan gedei. Amen. Vriende, Psalm 92 lees ek graag vir julle. 'n Psalm, 'n lied vir die Sabbatsdag. Dit is goed om die Here te loof, om U naam te besing, Allerhoogste, om elke môre van U liefde te getuig en elke aand van U trou, om dit te doen met snaarinstrumente, met harp en lier. U groot dade, Here, het my baie bly gemaak. Ek wil juig oor wat U gedoen het. Groots is alles wat U doen. Here, ondeurgrondelik U gedagtes. Wie dit nie besef nie, is 'n dom mens. Wie dit nie insien nie, is sonder verstand. Al is die goddelose voorspoedig, al floreer almal wat onreg doen, hulle sal vergoed uitgewis word. U regeer vir ewig, Here, en dit staan vas. U vyande sal uitgedelg word, Here. Almal wat onreg doen, sal vernietig word. Maar vir my gee U krag, soos die van 'n buffel. U laat my 'n oorwinningsfees vier. Ek kyk op my teenstanders neer. Ek luister sonder vrees na die mense wat niks ontsien nie, wat in opstand teen my is. Die regverdige sal sterk wees, soos palmbome, soos hoë seders van die Libanon. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God. Selfs in hulle ouderdom sal hulle nog toeneem in krag. Hulle sal fris en lewenskragtig wees. So sal blyk dat die Here regverdig is en dat daar by hom geen onreg is nie. Hy is ons rots.
Dis 'n pragtige psalm, vriende. Dis regtig 'n baie mooi psalm. Maar met die lees van hierdie psalm is daar 'n stukkie dissonansie tussen die psalm aan die een kant en my lewenservaring aan die ander kant. Dis asof hierdie psalm net nie wil resoneer met my alledaagse lewe nie en die ervarings wat ek het nie. Want as ek om my kyk, dan gedei onreg. Dan is dit hulle wat allerhande wrede en vreeslike goed doen, wat wegkom daarmee. Hierdie psalm voel binne die leefwêreld waarin ek myself bevind en julle dalk ook toondoof. Is dit werklik so? Was dit dalk anders in die tyd van die psalm? Is dit dalk moontlik dat dit nie die psalm is wat die probleem is nie, maar ek en jy wat toondoof geword het. Toondoof vir die ritme van God se hart. Toondoof vir sy goedheid en sy liefde, sy sorg en sy trou in ons lewens elke dag. Ek weet dit, vriende, dat wanneer my hart uit ritme uitgaan, uit ritme is, dan raak dit lewensgevaarlik vir my. Dit is belangrik dat my en jou harte fisies in ritme bly die hele tyd. Julle sal nou verstaan hoekom daai ritme belangrik is. Is die titel van hierdie psalm is dat dit 'n Sabbatspsalm is. Dat dit 'n psalm is wat vir die Sabbat geskryf is. In die oomblik as ek die woordjie Sabbat hoor, vriende, dan en julle behoort dit ook so te hoor, glo ek. Dan herinner dit my aan God se ritme. God se skepingsritme, né? 6 dae het hy alles gemaak. En op die 7de dag het hy gerus. Dit was die eerste dag. En dit was die tweede dag. Dit het nag geword. En dit het môre geword, die derde dag. Tot by die Sabbat. God se skepingsritme. Wat vir my opval, vriende, uit my voorbereiding, is dat hierdie die 7de en die laaste van die 7 Sabbatspsalms is. En hierdie 7 Sabbatspsalms is tydens die Joodse fees van die weke gelees en bestudeer. Die fees van die weke, interessant genoeg, het 50 dae na die Paasfees van die Jode plaasgevind. Dit val saam met ons Pinksterfees, vriende, en die uitstorting van die Heilige Gees vir ons as gelowige Christene. Maar wat vir my opval uit hierdie stukkie geskiedenis
oor die gebruike, godsdienstige gebruike van die Jode, is dat ek half agtergekom het dat dit vir die Jode baie belangrik was om bewus te bly van God se ritme vir hulle lewe. Weet julle, dit was waar ook vir ons voorouers. Ek onthou toe ek 'n dominee daar in Mafeking was en ons oor die vryheid, Tweede Vryheidsoorlog gepraat het wat juis daar begin het by Klippan. Was daar baie stories wat 'n ou gelees het en wat daar vertel is tydens die viering van die 100 jaar. Wat my herinner het aan hoe ons voorouers ook aan die ritme van God dit belangrik geag het. Want tydens daai Tweede Vryheidsoorlog sou hulle heel week mekaar stikkend skiet. Maar op 'n Sondag het hulle nie geskiet nie. Trouwens, daar is 'n urban legend wat beweer dat die boeremagte en die Engelse magte in die beginjare van die oorlog en op 'n Sondag as hulle klaar kerk toe gegaan het saam cricket gespeel het. Wat waar is, weet ek nie. Maar ek weet hulle het opgehou skiet. Ons is in 'n wêreld wat teen die spoed van wit lig beweeg, vriende. Dis 'n gejaag en 'n gejaag en 'n gejaag. En daar is geen ritme binne hierdie gejaag nie. En die gevolg daarvan beleef ons elke dag. Dis die verlies aan koneksie met mekaar. Koneksie met God. Koneksie met onsself selfs. En koneksie met die skepping wat God vir ons gegee het om te geniet. En hierdie koneksies breek meer en meer en meer. En soos wat dit breek, raak ons al hoe meer buite ritme. Dis lewensgevaarlik, vriende. En binne hierdie gejaag sonder ritme het ons ook toondoof geword. Toondoof vir mekaar se behoeftes. Toondoof vir God se liefdevolle sorg en trou in ons lewens. Vriende, ons is gevaarlik buite ritme. Met God se bedoelings, met God se liefde, met mekaar, met ons verhouding met hom. Sien die fees van die week wat die Jode gevier het juis ook vir Israel gehelp om in ritme te bly met God, met mekaar, met die skepping, met hulself, en hul verhouding met die Here. Dit het hulle gevra om tot stilstand te kom. Eers die herhaling van die Sabbat elke week, maar ook dan een keer in 'n jaar die fees van die weke. En ek wil vir julle vanoggend wys hoe hierdie Psalm ons help om weer hierdie ritme van God in die wêreld te kan ontdek.
Die Psalm bestaan uit 4 dele. Hy begin met 'n danklied, vers 2 tot 8. Dan sit 'n belydenis wat daarop volg, vers 9 en 10. Dan kom ons by vertroue uit, vers 11 en 12. En dan verse 13 tot 16 spel die verwagting uit wat ons het vir die toekoms. So ons begin by die danklied. Wanneer ek en jy by God se ritme bly, as ons tot stilstand kom, vanuit die gejaag van ons lewens, raak ons bewus van sy teenwoordigheid. En vriende, hoe meer ons bewus raak van sy teenwoordigheid, hoe meer ons hierdie teenwoordigheid ervaar en met ons oë raak sien in die wêreld om ons en in mekaar, hoe groter word die lof en die danklied wat ons vir hom wil sing. Hoe meer beleef ek God se teenwoordigheid in my lewe. Een van die mooiste voorbeelde daarvan is ou Paulus en Silas wat in die tronk is. En terwyl hulle in daai donker nag van hulle lewe is, sing hulle lofliedere tot eer van God. En die grootste storm wat hulle op daai stadium beleef het, kon hulle God se lig in die donker sien en hom daarvoor loof en prys. Maar die een ding wat uitstaan in hierdie gedeelte is juis dan dat God se ondeurgrondige gedagtes in fokus kom. Eintlik wat hierdie paar woorde sê vir ons is dat die grootsheid van God, die misterie van wie God is, die misterie van dit waarmee God in hierdie wêreld besig is, kom in fokus. En dat ek God op geen manier kan uitpleis nie, dat hy groter is as ek. En omdat ek dit weet, wil ek 'n loflied tot sy eer sing. Al verstaan ek hom nie. Die Psalm sê, wie dit nie sien nie, wie dit nie insien nie, is dom, is onnoosel, is sonder insig. Wie hierdie misterie van God om hulle nie raak sien nie, is uit ritme met sy bedoeling vir die lewe, het toondoof geword. En ten spyte van hulle wat dalk hierdie ritme bedreig deur onreg te pleeg en op die oog af voorspoedig is, word ons daaraan herinner dat God hulle sal uitwis. En dan sluit hierdie gedeelte af met die beeld van 'n orkes, met snaarinstrumente, met lier en harp. 'n volgrootte orkes besing die lof van God. Dis nie individue nie, dis nie enkelinge nie, dis 'n geloofsgemeenskap wat saamkom en die misterie van God ervaar en beleef in sy teenwoordigheid in hulle lewe, selfs in die donker nag van hulle bestaan, en wat aan hom 'n loflied, 'n danklied sing. Tweedens kom ons by die belydenis. Want sien vriende, 'n danklied kan nie anders gesing word as om te bely. Te
is onvermydelik om by 'n belydenis uit te kom. Om by die besef uit te kom, ek is klein en God is groot. God is die koning vir ewig. Ons sien dalk nog onreg hier om ons, maar hierdie onreg sal gestraf word. God se vyande sal uitgewis word. En watter pragtiger voorbeeld het ons as Christene nie in die wete dat Christus klaar aan die kruis sy vyande oorwin het. Ons vyande oorwin het, vir ons die ewige lewe kom gee het. Soveel groter behoort ons belydenis te wees. Maar 'n belydenis lei ook dan weer tot 'n stuk vertroue. Die derde punt. Omdat ek dit binne God se ritme begin hoor dat God hierdie groot misterieuse God is, hierdie God is wat 'n ewige koning is. Vriende, weet ek ook, vertrou ek ook, dat hy vir my die krag gee van 'n buffel. Niks kan my onderkry. Jesus is uit die dood uit opgewek. En ons deel in daardie opstandingskrag. Die krag van 'n buffel wil ek amper sê by wyse van Spreuke. En mag ek dit net ook byvoeg, vriende. Ons wys geen vertroue in wie God is en wat God in staat is om te doen of alreeds gedoen het nie, as ons self sy vyande probeer vernietig. Dis God se werk. My en jou werk is net om binne sy ritme te begin leef, sy heerlike teenwoordigheid en grootheid en misterie te beleef. Ons het nie nodig om te vrees nie. God se vyande, wat ook ons vyande is, 'n dreigement te gaan tot niks kom nie. Omdat ek dit weet, het ek 'n verwagting in my hart, die 4de ene in my lewe. En hier word 2 beelde gebruik rondom die verwagting. Die een is dat ons soos palmbome sal wees en tweedens dat ons soos die seders op die Libanon sal wees. Nou palmbome, vriende, het hierdie ongelooflike vermoë om in groot winde buigsaam te wees, in die groot storms van die lewe buigsaam te wees sonder om te breek. Hulle is sterk bome wat kwaai elemente om hulle kan verduur, droogtes. Selfs dan bly die blare groen. So word ons ook seders. So word ons ook palmbome wat in die stormwinde van die lewe stewig staan. Wat groen blare het, ongeag die harde omstandighede waarbinne ons onsself beleef. Maar ons het ook die verwagting dat ons seder sal wees op die Libanon. Groot, sterk bome wat vir baie jare aan mekaar kan groei. Selfs tot in hulle ouderdom is hulle sterk en word hulle al sterker. Wat vir my treffend is, vriende, dat die tempel waarmee Salomo gebou het, dat daar baie hout gebruik is. Sederhout. Pilare van sederhout.
in God se tempel. Ons is God se tempel. So sterk, so lewenskragtig, soos die seders van die Libanon. Dan sluit die Psalm af met die woorde: God bly ons onbeweeglike rots. Verwagting. So kan ek en jy gedei, vriende. Ons gedei as palmbome en seders in die Libanon. Dis die verwagting waarmee ons leef, is om te kan gedei, omdat ons weet wie hierdie God is. Maar ons kan dit net weet wanneer ons binne sy ritme leef. Ons groei en ons word sterk wanneer ons binne God se ritme leef. Ons almal begeer om tog die volheid van God in ons lewe te ervaar, sy teenwoordigheid en sy goedheid. Mag ek dit ook sê, jy kan selfs in die grootste storms van jou lewe binne sy ritme bly. Hoef jou nie omver te gooi. En as jy in hierdie ritme bly, ten spyte van die groot storms van die lewe, dat jy die buigbaarheid het van die palmbome, dan word God se goedheid sigbaar. Hoor jy sy stem weer tussen die geraas deur, wat ons toondoof gemaak het vir God se stem. Maar ten spyte van die storms word God se goedheid sigbaar. Hoor ek sy stem. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Tot in lengte van dae, sê die Here Jesus. Belangrik. Hierdie ritme kan nie in isolasie geleef word nie, vriende. Ons het mekaar nodig. Ons het die volle orkes nodig om aan God lof en dank te kan bring as 'n gemeenskap van gelowiges. Want ons kan mekaar help om in hierdie ritme van God te kan leef. Mag ek sê, dis nie maklik om skielik nou vanuit hierdie gejaagde lewe skielik in die ritme van God se wêreld te kom leef sodat ek kan gedei in God se teenwoordigheid nie. Maar dit begin by 'n besluit. Dit begin by 'n besluit elke liewe oggend as ek opstaan. So kom ons leef God se ritme. Ons wil tog gedei, wil ons nie? Ons wil tog gesond wees. Kom ons leef binne God se ritme. Amen. Here, help ons om die regte besluit te neem, sodat ons binne U ritme kan leef. Amen.